Geliefdes, ek is Christian de Nys en ons is besig om te gesels oor die gelowige se enigste troos in lewe en in sterwe. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 17 tot vers 19, en as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Liefdes, ja, elke mens wil graag sy eie baas wees. Ek wil vry wees, ek wil my eie besluite neem, doen wat ek wil. Die probleem is egter dat dit wat my sieleheil betref, vir my geen werklike troos inhou nie. Buitendien is geen mens werklik vry nie. Of die mens dit nou wil weet of nie, as gevolg van die sondeval behoort hy aan die duiwel. Hy's 'n slaaf van die duiwel. Die mens kan dink dat hy werklik vry is, want in sy sondeverlore toestand het hy geen besef van sy ellende nie. Die hel is sy voorland, maar hy gaan dit maar onbesorgd tegemoet. Tensy hy deur die werking van die Heilige Gees tot die besef kom van sy sonde en die ellende, en hy in sy wanhoop soek na 'n manier waarop hy gered kan word. En dan ontvang hy genadiglik die antwoord. Hy kan alleen gered word deur die geloof in Jesus Christus. Die Here Jesus het gesê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Sy disippels, Jode, kon nie verstaan waarvan hulle dan vrygemaak moet word nie, omdat hulle die geslag van Abraham was en nog nooit slawediens verrig het nie. Hierop het hy verduidelik dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. Die waarheid wat ons vrymaak, is die kennis wat ons ontvang deur die Heilige Gees van die evangelie van Jesus Christus. Dit is die grootste troos wat die mens maar kan ontvang, dat hy in lewe en sterwe nie aan homself behoort nie, maar aan Jesus Christus. Ja, die mens behoort of aan Satan, of jy behoort aan die Here. Daar's geen middelgrond nie, verlore of gered. Wanneer jy aan Jesus Christus behoort, is jy baie duur gekoop. Daar is met sy bloed vir jou betaal. Jou vorige eienaar het jou as te ware met kettinge gebind en jy kon slegs sonde doen en hel toe gaan. Maar nou is jy vry. Ja, jy is steeds nie jou eie baas nie. Ware vryheid is egter beslis nie ongebondenheid nie. Neem nou maar 'n vis as voorbeeld. Wat kan nou juist vryer wees as 'n vis wat in die wye oseaan rondswem? Tog is hy gebonde aan die water. Daar buite kan hy nie oorleef nie. Net so is jy in Christus waarlik vry, maar sonder hom kan jy nie leef nie. En jy wil ook nie beslis ook nie sonder hom wees nie. Geliefdes, ek kan alleen gelukkig en getroos wees wanneer ek aan Jesus Christus behoort, omdat ek dan nie meer verlore is nie. Ek is nie meer bestem vir die hel saam met die duiwel nie. In Jesus Christus het ek die ewige lewe ontvang. Wanneer ek in liggaam en siel aan hom behoort, geld sy eiendomsreg oor my nie net in hierdie lewe nie, maar selfs ook na my dood. En daarom hoef ek nie bang te wees vir die dood nie. In ons teksgedeelte het ons gelees dat ons in vrees moet lewe in die tyd van ons vreemdelingskap. Ons lewe maar 'n kort tydjie hier op aarde. Maar in Jesus Christus is ons getroos vir die hier en die nou en die eendag. Kom ons bid saam. Almagtige hemelse Vader, ek is so dankbaar dat ek nie meer 'n slaaf is van die duiwel en die sonde nie. Ek is so dankbaar dat die Here Jesus met sy dierbare bloed aan die kruis vir my betaal het en dat ek nou aan hom behoort. Ek is nou sy eiendom. Dit is my grootste troos, want in hom is ek nou waarlik vry. Ek is nie meer verlore nie. Dankie Here. Amen.